Moet seker moeilik wees in vandag se wêreld. Om te kan glo dat 'n jong tienermeisie net een droom kon hê. Om 'n goeie vrou vir haar man te wees, soos wat haar ma was. En 'n goeie ma vir haar kinders weer eens, soos wat haar ma was. Toe ek en Bertus getrou het die dominee sy preek gesê, die huwelik is soos 'n huis, wat twee mense saam bou. Miskien is dit waar. Maar wat gebeur as jy eendag na die huis van jou lewe kyk en sien daar's 'n probleem? Nie met die fondamente of die mure of die dak nie, maar dat daar hele kamers is wat net nooit aangebou is nie. As twee mense trou, dan trou hulle as dit ware met die huis wat langs hulle voor die kansel staan. En hulle verwag dat dit dieselfde sal bly, tot aan die einde. Maar as die een of die ander begin kamers aanbou, kamers waarvan die ander een nie weet nie, dan staan die een of albei verstom, vervreemd, bang. Hoe sê mens vir jou lewensmaat, ek is jammer, ek weet ons getrou het, was hierdie kamer nie hier nie, maar as ek nog ek wil wees, dan moet ek hom nou aanbou. Almal vrees die onbekende. Veral die mense wat hulle lief het. Nog meer die onbekende in hulle self. Om nie eers te praat van die onbekende in hulle kinders nie. Ons kan of nou hier sit tot in lengte van dae in stilte, of jy kan vir my vertel wat gebeur het. Ek is jammer, ma. Ek is seker jy is. Maar jy moet beter doen as dit. Ons het nie... Dit was net... Ons weet mos. Nee, ek weet nie. Dis hoekom ek jou vra. Maar weet ons sou nie... Dit was net van... Vir ons albei. Sy is jou niggie. Sy is my klein niggie, ma. Ja, maar sy bly familie. As jy ons sou nie, ma. Tannie Antoinette sê dat Elizabeth kaal boelui was toe Floyd die kamer gestap het. Just like ma, dis nie die eerste keer wat ek kaal borste sien nie. O. Ons bly in Kanada, ma. Daar's pornografie kanale op TV. Ja. Dit is nie waaroor ek en jy nou praat nie. Ons maak kwaad is omdat ma bang is ek 'n kind met haar sou maak. Onderskat maar die seun wat ma groot gemaak het. Ek is 18. Op my ouderdom het oom Boetjan al mense op die grens doodgeskiet en waarskynlik al lankal seks gehad. En ek het nie. En sal ook nie totdat ek weet die meisie is iemand wat ek regtig liefhet nie. Dis mos wat ma my geleer het. Het ma seks gehad voor ma vir pa ontmoet het? Nee, ons praat nie nou daaroor nie. Die probleem hier Ek het mos nou net vir ma gesê, ek sou dit nooit gedoen het nie. Het ma seks gehad voor ma vir pa ontmoet het? Ja, net een keer en ek het hom lief gehad. Nou ja, ek is nie eers lief vir Elizabeth nie. Sy is my klein niggie, wat ek skaars kan onthou. Basies 'n vreemdeling. Ek hou van haar, dis al. Sy bly familie.
prinse van Europa trou met hulle niggies, never mind hulle klein niggies. Ja, wel gelukkig is ons nie hulle nie. Buitendien kyk hoe lekker hulle tande. Hoekom het julle my nooit gesê nie? My seun, Ek is nie jou seun nie. wat jy moet verstaan. Moenie jy vir my sê wat ek moet verstaan nie. Met wie dink jy praat jy? Jy sê nie vir my jy nie. Wat moet ek sê? Pa, Ja, pa. jy is nie my pa nie. Luister jou nou na my en luister mooi. Jou ouers is nie die mense wat jou in die wêreld bring nie. Selfs diere kan dit doen. Jou ouers is die mense wat nagtelank met jou op hulle skoot sit en jou deur masels en waterpokkies en oorpyn troos, wat jou leer en skryf en praat en lees, wat jou lewenswaardes vir jou gee, wat jou liefhet, soos wat hulle die liefde verstaan. Wat se waardes het julle my geleer? Hæ? Dat dit okay is om vir 'n kind te jok? Om sy hele biologiese erfenis van hom te weerhou? Ons het dit gedoen omdat ons gedink het dit sal die beste wees vir jou, nie vir ons nie. Hoe sou jy gevoel het as jy op my ouderdom moes uitvind dat jou pa nie regtig jou pa is nie en jou ma nie jou ma nie? Dat daar nie 'n druppel van hulle bloed in jou are loop nie. Geen vrou gee haar kind weg, net omdat sy wil of dink dit is 'n goeie idee nie. 'n Vrou gee haar kind op omdat sy haarself in moeilike, indien nie haglike omstandighede bevind nie. En Esme? Jou suster is ons biologiese kind, maar ons het geen onderskeid gemaak nie. Nou, Adrian. Kom gerus binne, Elna. Dankie, Antoinette. Ek het net kom sê dat ek dink dit is belangrik dat ons nie oorreageer nie. Oorreageer. Genade, Elna, hulle is niggie en neefie. Ja, ek weet, maar klein niggie en neefie. En ek ken my seun. Hy sou nooit so ver gegaan het as om Julle weet dit. Natuurlik het ek hom die dood voor die oë gesweer as enige so iets ooit weer gebeur, is vanselfsprekend. Maar ek reken ons gaan dinge net erger maak as ons nou 'n hele familie issue daarvan maak. Tee? Nee, dankie. Ma, Jy skok my, sy kamer toe. ek wil net Nou. vra. As ek mag vra, wat sê Bertus hiervan? Die waarheid te sê, ek het nog nie vir hom daarvan vertel nie. Ek het gereken onder die omstandighede sal dit beter wees om dit later met hom te bespreek. En wat 'n omstandighede is dit? Ek is jammer, ek verstaan nie die vraag nie. Hy het tog seker die reg as Niels se pa om te weet wat in sy seun se lewe aangaan. En hy sal. Sodra ek die geleentheid kry om van aangesig tot aangesig met hom te praat. En wanneer dink jy sal dit wees? Ek is nie seker nie. Veral nie aangesien my pa op die oomblik in intensief lê nie. Ons familie dra genoeg op die oomblik sonder dat ons nog van hierdie insidente verdere las vir almal maak. As gevolg van omstandighede, Adrian, is ek bereid om hierdie tussen ons te hou. Mits albei van hulle vir berading gaan by Rudy. Rudy? Ja, Rudy is ons dominee, het jy 'n probleem daarmee? Nee. Nee, glad nie. Gaaf. Daar reël ek dit so. Net een dingetjie, Elna. Ek sal dit waardeer as jy vir Neil kan verduidelik dat hy in die toekoms sy diskresie moet gebruik as dit kom by sy fisiese nuuskierigheid. Net soos ek sal aanneem dat jy dit vir Elizabeth ook verduidelik. Soos die Engelse dit stel. It takes two to tango. Jy het geen reg gehad om hom, sonder om my te raadpleeg, van sy verlede te vertel Ek nie. het alle reg gehad. Ek wou nie eers plek nie vir hom gejok het nie, vir almal gejok het nie. Maar jy weet net so goed soos ek ons nie 'n keuse gehad nie. Mense het altyd 'n keuse, Rudy. Nie in die geval van Gerard se aanneming nie. Nou gaan almal weet en vra begin vra. Miskien is dit tyd dat almal vrae begin vra.
Besef jy wat kan gebeur as sy ma... Ja, Rudy, ek weet, en miskien is dit wat ek wil hê, sodat ek die las van wat ek toegelaat het, na al hierdie jare, omdat ek te swak was om jou teë te staan, van my skouers kan afkry. Jy het 'n ding hier ontketen wat ek nie weet waar dit gaan eindig nie. Wel, hopelik op 'n plek waar ek uiteindelik met 'n oop genoet op my knieë voor God kan gaan. Die Here help my. Dit kan jy weer sê. Miljoene. Daar's net 'n manier om sulke geld in die hande te kry. Ek het 'n plan. Ek sien hulle by die vergadering. En toe? Staan jy nog reg om te doen wat gedoen moet word? Jy sê my nog leer ken. Ek loop Afrikaner bloed in hierdie are. As ek eers begin, hou ek jou op hier. Dis wat jy so sexy maak. Jy weet wat ek nou wil doen, nee. Kom. Yeah. Hallo Bertus. Yes, hi, who's this? Dis ek, Antoinette. Oh, dis 'n verrassing. Ek hoop ek het jou wakker gebel nie. Ek kan oor die tydsverskil tussen ons en julle ordentlik uitwerk nie. Is daar 'n probleem? Nee. Ek het net hier gesit en toe dink ek aan jou en toe ewe skielik toe tref dit my. Haai, sies tog. Die arme man sit stoksiel alleen daar in die koue wildernis. Hoe gaan dinge daar? Ag, jy weet, op en af. Mens weet nooit wat volgende gaan gebeur nie. En nou natuurlik hierdie ding met Neil en Elizabeth. Wat se ding? Jy weet, die ding. Nee, ek weet nie wat se ding. Gerus is mos jou gunstelinge. Is dit nie pragtig nie? Die vrou by die bloemiste het hulle een vir een met die hand so tussen die ander uitgesoek. Binnekort gaan hierdie hele kamer ruik na 'n roostuin. En nou luister jy vir my, Janselje. Jy mag miskien die bestuurende direkteur van jou maatskappy wees. Maar ek is die bestuurende direkteur van ons lewe. En ek wil dit hier duidelik vir die rekord stel dat as jy dit oorweeg om te bedank, ek nie jou bedanking sal aanvaar nie. Daar is projekte wat jy nog nie voltooi het nie. Onder andere om vir my behoorlik totsiens te sê. Er staan nergens in jou kontrak opgeskryf dat jy sommer net so kan aan mekaar sak en verdwyn nie. Om die waarheid te sê, jou gedrag is van so 'n aard dat ek dit sterk oorweeg om jou bonus terug te hou. Ek stem saam met Zweli. Totdat ons weet wat ek kan doen met my pa, moet ons geen besluite neem nie. En daarmee stem ek ook saam. En as Jan vandag hier was, sou hy self gesê die lewe moet aangaan, maar hierdie is 'n besigheid, besluite moet geneem word. Waarom stel ek voor dat totdat Jan weer bykom en in staat is om sy opvolger self te nomineer, dat ek intussen aangestel word. My voorstel is dat ons as raad alle belangrike besluite saamneem totdat Jan gesond genoeg is om 'n besluit te kan maak. 'n Skip kan net een kaptein hê, Zweli. Oudste besigheidsbeginsel in die boek. As ek dit nie mis het nie, dan het hierdie skip 'n kaptein. As julle wil hê ons met gesamentlike besluite neem, dan aanvaar ek dit so.
As ek reg onthou, Elna, het jou pa vir Boetjan op die raad aangestel. Dus, die 3 van ons sal gesamentlike besluite neem tot verdere kennisgewing. As ek reg onthou, oom Adrian, dan het my pa in sy testament sy 50% aandeel van hierdie maatskappy aan my en Boetjan nagelaat en vir Boetjan stemreg oor al daai aandele gegee, behalwe die 12,5% wat hy vir jou gegee het. Is ek reg? Ja. Met ander woorde, Zweli en Boetjan het die meerderheidsstem. Totale beheer oor die maatskappy. Ek stel voor, Zweli, Boetjan, julle roep hier en nou 'n buitengewone aandeelhouersvergadering met die oog daarop om my op die raad aan te stel as tydelike raadgewer. Daar sit ek toe, soos 'n poepel met my hande vasgebind. Ek het jou gewaarsku teen hom. Ag, Antoinette, moet asseblief nie met daai ek het jou gesê dinkie by my begin nie. Die feit van die saak is ek het jou gesê. As sy bereid is om haar man terug te stuur Kanada toe op sy eie, dan is daar niks wat sy nie bereid sal wees om te doen nie. Ek sweer, ek moes jare terug my eie besigheid begin het. Wel jy het nie. En hoekom het jy nie? Dan is nie jou fortuin nie. Wil jy vir my sê jy dink nie ek is goed genoeg om my eie besigheid te begin? Ja. Dankie. Ag, asseblief, Adrian. Dis belangriker vir 'n man om sy swakhede te ken as sy kragte. Jan was 'n fenominale entrepreneur, jy nie. Jou krag is om die mag agter die troon te wees. As ek my nie misgis nie, is dit jou krag, nie myne nie. Dis hoekom ek dit so maklik kan herken as ek dit sien. Jan se talent was om 'n maatskappy te stig. Jou talent is om die maatskappy te bou en om aan die gang te hou. Hoekom dink jy het hy jou al die jare aan sy sy gehou? As hierdie storie ontvou soos hy moet, dan gaan jy nie die hoof van daai maatskappy word nie. Jy gaan die maatskappy besit. Ma, maar hoekom het ma en pa vir Gerard aangeneem? Ons wou nog 'n kind hê. Ja, ek vra hoekom het julle hom aangeneem? Hoekom het julle nie 'n tweede kind van julle eie gehad nie? Daar was komplikasies met jou geboorte. Met my baarmoeder. Ek kan nie die mediese term onthou nie. En toe? Toe moes hulle my 'n noodhysterektomie gee. So die prys van my geboorte was dat maar nooit weer kinders sou kon baar nie. Dis 'n prys wat ek nie sou huiwer om weer te betaal nie. Ma, pa. Ek graag hê julle moet vir Susan ontmoet. Susan, uiteindelik. Ek het so baie van jou gehoor, aangename kennis. Aangename kennis, Tannie. Ek wou net so baie van julle vertel. Alles goed, hoop ek. Ja, nee, oom. Genoeg om my te laat wens dat ek ouers soos julle gehad het. Ag, vrou, jy moet onmiddellik vir hierdie seun R1000 ekstra sakgeld in my hand gee. Dit wat pa my geleer het, 'n mondelingse ooreenkoms met getuies is bindend. Ag, mens sê my nou nie vir 'n ou bul soos ek van besigheid probeer leer nie. So Susan, wat doen jy vir 'n lewe? Ek's 'n PA, Tannie. O, vir wie nogal? Vir die hoof van 'n kultuurorganisasie. Ja, dis gaaf. Afrikaans hoop ek. O ja, oom. Is jy 'n lede van die FHK? Nee, Tannie, ons het nog nie aansoek gedoen nie. En ek dink nie ons sal nie. Ons het ander doelwitte as hulle. Hoeveel lede is julle? Dis 'n geslote organisasie, maar nie enigiemand kan aansluit nie. Laat my dink aan die 20er jare toe die Afrikaners hulle self vir die eerste keer onder die juk van die Engelse begin organiseer het. So iets, oom. Nou maar goed. Onder jou invloed sal my seun hopelik uiteindelik 'n bietjie kultuur inkry. Maar Ag, jy weet mos hoe dit is. Sonder vrouens sou mans barbare gewees het. Vra maar vir my man. As ek nou stry, is ek in groot moeilikheid. Welkom Susan. Ek is bly jy het kom hallo sê. Gaaf om met Tannie te ontmoet. Uiteindelik 'n oulike meisie. En met kultuur. Dankie Vader. Voor ons praat,
Laat ons bid. Ons hemelse Vader, lei ons in u wysheid in die gesprek wat ons nou gaan voer. Ons weet ons is sondaars en wat ten spyte van ons beste bedoelings deur die versoekings van die vlees verlei word. En ons vra dat u ons die krag sal gee om ons sondes te bely en dat ons rein sal leef volgens u wet en u wil. Ons vra dit in u naam en uit u genade. Amen. Sit gerus. Jou ma het my gevra om met jou te praat. Maar miskien moet eers vir my sê hoekom jy dink jy hier is. Oom Rudy, Op die oomblik voel ek nie, is ek nie 'n oom nie. Ek praat met jou as dominee. Ekskuus dominee. Ons weet wat gebeur het. Maar miskien moet jy vir my sê hoekom jy dink jou ma gevra dat ons moet praat. Omdat Tannie Antoinette daarop aangedring het. Hoe nou? Dis wat my ma gesê het, oom. Dominee. Maar jou ma sou seker wou, as Christen wou gehad het dat ons hierdie saak bespreek, dink jy nie? Seker maar. Jy moet nie dink dat ek nie verstaan wat dit is om 'n jong man te wees nie. Ek was self een. En ek het 'n seun van my eie. Ek weet wat ons gedoen het is verkeerd. Bloedskande is 'n sonde. 'n Groot sonde. Ek verstaan dit, dominee. Maar wat ek nie verstaan nie is, sou dit nog 'n sonde gewees het as ek haar iewers ontmoet het en nie geweet het sy is my kleiniggie nie. Die feit bly staan dat jy dit wel geweet het. Maar wat as ons nie geweet het nie? Is 'n mens 'n sondaar as jy nie weet jy is besig om te sondig nie? Oom Boetjie het nou reg vir my gesê, hy voel nie skuldig oor die mense wat op die grens geskiet het nie, omdat hulle daai tyd vir hom gesê het dat hy die regte ding doen. My seun, laat ons bid. Niemand beweeg tot hierdie teiken in daai doodsakker is nie. Soos ons weet, gaan dit moeilik wees. En die polisie skiet deesdae om dood te skiet. So dis 'n in-out operation of ons gaan swaar verliese ly. Koevoet, jy hanteer die oefening op die aanval op die Cash and Transit vehikel. Buffel, jy doen trekking en kommunikasie van die voertuig tot hy in die doodsakker inkom. Hardhout, jy en 3-2 blaas die deure oop en sorg dat die geld in my kar inkom, alright? Roofdier, jy saam met my. Ons bring die geld terug hiernatoe. As enigiets verkeerd loop, elke ou na sy eie syfjas. So nie, ontmoet ons by die ploegskaar. Right. Onthou, ons laat niks vir die noodlot oor nie. Meet 10 keer, sny 1 keer. Oefen, oefen, oefen. Ek het my gesin kom haal. Wanneer het jy aangekom? Nou net. En hoekom het jy my nie laat weet jy kom nie? Hoekom het jy my nie laat weet dat ons seun en sy niggie na mekaar vry nie? Ag, Bertus, ek wou jou nie ontstel nie. Wou my nie ontstel nie. Ek sit daar in Kanada alleen in goedertrou dat my seun veilig is by sy ma en dan moet ek by Antoinette hoor dat daai seun dinge aanvang wat groot probleme kan veroorsaak en jy dink dit is nie ernstig nie. Sê jy dit omdat jy dit regtig glo of omdat jy net die verantwoordelikheid wil vat om jou seun terug te vat na sy huis toe nie? Oh, jy onderskat my. Nou gee my 'n rede om dit nie te doen nie. Jy gaan pak nou daai tasse. Ek is bevrees. Dis iets wat ek nie nou kan doen nie. Jy moet nou versigtig wees, Elna. Jy maak nou keuses wat jy later kan berou. My pa.
Lê bewusteloos in 'n hospitaal. Ons weet nie of hy ooit weer sy bewussyn gaan herwin nie. My ma sit hier alleen met my ouma wat sy moet versorg. Daar's besluite by die werk wat geneem moet word. Maar dit sou onmenslik van jou wees om nou van my te verwag om saam met jou terug te gaan. Gaaf. Maar ek neem vir Neil saam met my. Miskien is dit iets wat jy maar vir hom moet vra. Wat se naam? Haar getroude van is Christine Swanepoel, aannoyens van Els. En my pa? Hy was nie almal nie. Ek weet nie wat sy voorname is nie. Sy van is of was Olivier. Ek weet nie of hy nog leef nie. Hy was 'n offisier in die weermag, getroud met 'n ander vrou. So hy my biologiese ma 'n vee gehad. Ja. Haar man was 'n boer naby Windhoek. Hierdie is jou oorspronklike geboortesertifikaat. So my regte naam is Marius Els. Ja, wel nee, dit is jou geboortenaam. Ons het verander toe ons jou aangeneem het. Hierdie is jou aannemingssertifikaat. Hiermee word gelas dat die naam van die kind, Marius Els, verander na Gerard Rodino. Hoekom nie Olivier nie? Na my pa. Hy was getroud. Sy wou sy reputasie beskerm. Toe registreer sy jou onder aannoyens van. En net so word mens iemand anders se kind. Ja, en daarna verander hulle alles tot by jou geboortesertifikaat. Gerard Rodino D. Moeder Rika Francina Nadia. Vader Rudy Pieter Nadia. So, sy was getroud. Sy het 'n vee gehad. Toe raak sy verwagtend. En toe gee sy my weg. Om jou waarheid te sê, sy wou jou nie weggee nie. Maar dit is 'n lang storie. Ek het tyd. 25 jaar terug, as ek gesit het waar jy nou sit en my pa het hier voor my gestaan, sou my agterend so gebrand het, ek sou nie kon sit nie. Verstaan jy my? Ja, pa. Jy kan bly as die tyd het verander. Wat het jou besiel om dit te doen? Ek weet nie, pa, dit het soort van net gebeur. Soort van? Het jy verlei? Nee, pa, dit het net gebeur. Wanneer dit by sulke goed kom, lei die een ding na die ander. En mense oordeel raak, mense dink nie meer mooi wat jy doen nie. Ek is jammer, pa. Ja, ek is seker jy is. Ek weet nie wat jou ma se planne is nie, maar een ding is seker, jy kom saam met my huis toe. Maar pa, ek wil... Geen maars nie, jy kom saam met my huis toe, klaar. Ek wil nie terug aan Kanada toe nie, pa. Op hierdie oomblik is wat jy wil en nie wil nie ter sprake nie. Die tye het miskien verander, maar ook nie soveel nie. En raak ontslaaf van daai lang gesig, of ek gee vir jou 'n behoorlike rede om een te hê. En kry ek sommer 'n kwotasie vir die verf van die buitemuur by die saal. Goed, ek maak so doen nie. Ek oorweeg dit ook om 'n nuwe mikrofoon vir die kansel te kry. Daar's elke nou en dan 'n gekrappery in die ou een. Ek sê hier na diens, dan spaar ons 'n bietjie geld doen. Goed so. Kan ek met jou praat? Sal jy ons verskoon vir 'n oomblik? Dag sê Gerard. Dag sê oom. Is dit waar? Is wat waar? Dat jy my ma afgepers het om my weg te gee.
Moenie maak asof jy nie weet waarvan ek praat nie. Ek weet nie wat jou ma jou vertel het nie. Sy het my alles vertel. En ek wil by jou weet. Is dit waar? Jou biologiese pa was 'n getroude man wat 'n getroude vrou swanger gemaak het. Met 'n kind wat sy wou gehou het. Selfs haar man het ingestem om my soos sy eie groot te maak. So graag wou hy 'n seun gehad het. Is dit waar? Antwoord my! Ja, dis waar, alright. En omdat jou vrou nie meer kinders kon baar nie en jy so graag nog een wou hê, gebruik jy jou mag as dominee om haar en haar man te oortuig dat dit teen God se wet en wil sou wees om daardie buiteegtelike kind te hou. Jy was uit haar sonde gebore. Almal is in sonde gebore. Is dit nie wat jy elke Sondag van daardie kansel af preek nie? Is dit nie wat ek elke dag in my teologieklasse leer nie? En toe gebruik jy jou invloed met die welsynswerker om eers op die waglys vir 'n wit kind geplaas te word. Ons het vir jou baie beter lewe gegee as wat jy ooit by hulle sou gekry het. Hy was 'n donners as sersant in die weermag. Jy, 'n kapelaan. Doenie. Jammer om te pla. Hierdie is by die hek afgelewer. Ek is besig. Hy het gesê is belangrik. Jou swernoot. Ek het gesê jy kom nie weer hier nie. Kom weer hier. Of doen weer so iets. En die toren van God sal my nie keer nie. Wie is jy? Die verlore seun. En jy? Ek ook. Hoe durf jy, Antoinette? Hoe durf jy? Dit was regtig nie my bedoeling om jou... O, wag, laat ek hierdie nou mooi verstaan. Jy bel uit die blou te vir Bertus, wat jy wanderlaas gedoen het, en vertel per ongeluk vir hom van Elizabeth en Neil. Ag, kom nou, Antoinette. Ek is nie gister gebore nie. Ek het aangeneem dat jy ten minste sou wou gehad het jou man moet weet wat in sy seun se lewe aangaan. Ek het vir jou gesê dat ek graag van aangesig tot aangesig met hom daaroor wou praat. Ek het gedink dat jy hom na ons gesprek sou geskyp het. Dis mos aangesig tot aangesig. Ek het net my wildste drome kon dink jy sou dit van hom wegsteek totdat jy fisies terug is in Kanada nie. Moet my nou nie verkeerd verstaan nie, Elna. Maar ek het gedink jou en Bertus se verhouding staan sterk. Gevolglik het ek dit as vanselfsprekend aanvaar dat jy so gou as moontlik hierdie situasie met hom sou wou bespreek. My en Bertus se verhouding is niemand anders se besigheid nie, maar vir jou informasie. Ons verhouding staan so sterk soos altyd. Bertus moes terug gaan Kanada toe om sy besigheid te behartig, en ek wou graag 'n rukkie langer by my ouers gekuier het, gegee my pa se toestand. En is duidelik dat ek die regte besluit geneem het. Absoluut. Antoinette, in die toekoms sal ek dit waardeer dat jy dit eers met my uitklaar voor jy my gesin se privaat besigheid met my man of my seun bespreek. Natuurlik. Dankie. Witvalk, bevoer. Witvalk, go. Die voeltjie het gevlieg. Het jy? Kom.
Ouma. Wat sou ouma gedoen het? Met my keer is daar nou een ding is wat ek geleer het, dan is dit dat geen mense ander mense lewe kan lei nie. En dat raad, maar net ou foute is wat as wysheid opgedis word. Ek voel so in twee geskeur, ouma. Wag maar tot jy kleinkinders en agterkleinkinders het, dan word jy in 3, 4 geskeur. Ek voel soos 'n slegte vrou en 'n slegte ma. Ouma, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar dit was hierdie stem, 'n binnestem wat net nie wil stil bly nie. Dit voel asof hierdie land my roep, ouma. Ek het die diepste oortuiging dat ek 'n groot bydrae kan maak om my pa se lewenswerk te bewaar en selfs uit te bou, ouma. Jy moet nie vergeet nie. Toe daardie impies destyds oor die koppiese vlaktes van Bloedrivier aangestorm het, was dit die vrouens wat die roers gelaai het. En toe die boeresoldate huis toe gekom het omdat hulle te moeg was om verder te veg, het hulle vrouens hulle teruggestuur slagveld toe. En toe die swartes uiteindelik opgestaan het teen die apartheid, was dit hulle vrouens wat die zwaarste kruise gedra het. Die vrouens van hierdie aarde is die rots van hierdie aarde. En elke mens het 'n binnestem. As jy nie daarna luister nie, dan is jy verlore. Wat maak jy? Het jy hier gekom? My Pasola, soos daar aan die kant. En die sekuriteit? Ag man, hulle ken my al jare. Jong, as hulle jou hier kry. Ek hoor jy gaan terug Kanada toe. Dis my nie eers gesê het nie. My pa het my gehok tot ons waai en dis binnekort. My pa het my ook gehok, maar dit het nie my gekeer nie. Ek dink hy sal my doodgeslaan het as dit teen wet was nie. Jy moet gaan voordat jy sien. Nie voordat ek nie vir my favourite ouetjie in die hele wêreld 'n Dubai is gegee nie. Lizzie, as dat. Neil! Nou, bring je tas ons. Groet naar ons. Ja, pa. Ons praat op internet. Ons kan meer doen as net praat oor die internet. Bye. Kom uit, jongen. Kom uit. Kom uit. Kom, alles gaan nou right. Kom uit. Sy gaan dreigen met dokter Foster, man. Is alright met jou. Is alright, Adrian. Alles gaan alright wees. Alles gaan alright wees. Is alright met jou. Steeds krams gewees. Is alright. Jammer om te pla, ouma. Ons kom net gou groet. As jy moet gaan, dan moet jy gaan. Het spijt my net dat jy my kleinkind en my agterkleinkind saamvat. Elna gaan nie saam nie, ouma, net Neil. So. Sy het 'n sterker wil as wat jy gedink het. Tot ziens, ouma. Kom sien. Nee? As jy daar in Kanada gaan seks hê, onthou kinders is duur in tyd en geld. Gebruik 'n kondoom.
Ja, ma. Thanks, man. Ek sien jou binnekort. Lank gemooi bly. Ek weet nie, my skat. Nog 'n laaste soen. Okay, dis die lot. Ons moet gaan of ons gaan laat wees. My Tata, Emma. Tata, my kind, jy kyk na jouself voor jy. Huh? Ek sal Emma. Totsies ma, dit spyt my dat dit onder sulke omstandighede is. Bertus, jou gesin is jou gesin. En ek meng my nie in daarmee nie. Jy's my dogter se man. En ek is lief vir jou. Dankie ma. Skoon my. Seker. Veilig reis, hoor. Dankie. Hallo? Ja, is Maria. Bertus. Ek is lief vir jou, Elna. En ek vir jou. Mama? Is die dokter? Hy is dood. Papa is dood. Die mens vrees die onbekende. Maar dis juis die onbekende wat sorg vir die mense vooruitgang. Bokke en sebras en kameelperde word elke dag, soos elke vorige dag, deur 'n roofdier betrap. En die rede hiervoor is dood eenvoudig. Hulle het geen besef van die verlede of van die toekoms nie. Het hulle dit gehad, dan sou hulle, soos die mens, planne begin uitdink en tegnologie ontwikkel om daardie onverwagse oomblik te voorkom. Dis juis omdat die mens die verlede kan onthou, dat jy jou verbeel, jy weet wat in die toekoms gaan gebeur. Maar met een belangrike voorbehoud. Die verlede herhaal homself, maar nooit op presies dieselfde manier nie. My pa het altyd gesê, Elna, besigheidsbestuur het net een doel. Die bestuur van risiko. En daarom het ons versekering, daarom het ons 'n plan A, plan B, 'n plan C. En daarom spandeer ons soveel meer tyd aan die oorlewing in môre as in die leef in vandag. En anders as bokke en sebras en kameelperde, weet ons dat môre 'n roofdier kan bring. Inderdaad. Weet ons dat môre 'n roofdier sal bring. Floy. Waar was jy?
Wat dink maar by Susan? Die hele nag. Sy is my girl, ma. O, Maar 'n probleem daarmee. nee, natuurlik nie. Sy is oulik, ek hou van haar. Ek het maar net gewonder. Cool. Hulle sê as jy regtig oortuig is van 'n saak, sou jy bereid wees om 'n koel daarvoor te vat. En dis die probleem met ouens van my ouderdom vandag. Hulle het nie meer 'n saak nie. Alwaar hulle worry is, hoe hulle verby BEE gaan kom en hoe hulle job oor see gaan kry. Daar's niks waarvoor hulle bereid is om te sterf nie. En dis wat hulle nie verstaan nie. Dis eers as jy iets het om voor te sterf, dat jy rede het om regtig te leef. Ek sou nie jy's die tipe ou wat gedigte en sulke snot lees nie. Maar die ander dag gee Susan vir my gedig, geskryf deur een of 'n digter. Wat sal ek praat of skryf in die duister om hierdie volk gestort uit die stofmoer van Afrika? Nietste kind, jongste broer in die bek te ruk. Iets wat sê, luister. Daar's 'n groot ding aan die kom. 'n Eyster. Doodmaak ding wat geen God gebed of roer sal keer. Hoekom die verlore stryd voer? En dan praat 'n ander stem wat my verbuister. 'n ander stem diep in my bloed. Die raad. Dis 'n ou storie, my vriend. En te laat vir woord of pen of dinge van die kop. Dit is Hartland die. So hoe sal ons stop? Daardie broer oorkant wat so dans en raas. Veg hom of verdwyn. Net een erf die plaas. Nou, ek is nie 'n gedig ou nie. Want toe ek dit lees, toe weet ek. Hierdie is Afrika. Die enigste rede hoekom ek vandag lewe, is omdat my voorouers bereid was om vir hulle plaas te veg tot die dood. Hulle het saak gemaak. Ek vra, hoeveel ander is daar? Hoeveel ander mans is daar wat vir jou wil oorbring? Van ek klein was daar net een ding in my lewe wat ek wou wees. 'n dominee, soos jy. Ek dink nie daar was 'n ander man in hierdie wêreld wie se seun so na hom opgekyk het nie. Letterlik elke keer as sy pa gepreek het en figuurlik gedurende die res van die week. Vir die gemeente was jy die stem van God. Maar vir my was jy 'n God. En laat ek jou vertel, daar is niks so hartverskeurend in hierdie wêreld as om te sien hoe 'n God val en mens word. Minder as mens. Dit was my reeds genoeg om uit te vind dat jou vrou haar kind ontneem het. En daai kind, sy hele verlede, sy herkoms, dit alleen het reeds die God tot mens laat val. Maar om te hoor dat jy die ware God in ons Jesus Christus se naam gebruik het om jong seuns tot diere te omskep.
Toe val die mens tot laar as dier. Toe val die mens tot monster. Hoeveel ander mans is daar wat vir jou ore wil bring? Ek vermoed dat hulle die kerk tot teen sy dak sou kon volpak. Boesman. Moenie ooit weer vir my Boesman sê nie. Julle het Boesmans op daai grens geleer om mense te vermoor. Voorheen was dit 'n geval van gesamentlike besluitneming omdat ons nie geweet het hoe dinge met my broer sou uitwerk nie. Maar nou is dit heeltemal ander wolke. Die maatskappy kan nie deur 'n komitee bestuur word nie, dan moet 'n leier wees. Ek het gevoel ek weet wat jy nou gaan sê. Hoor reg. En wat gaan ek sê? Jy gaan voorstel dat aangesien my pa sy beroerte gehad het voordat hy 'n opvolger kon nomineer en toe oorlede is, dat jy as hoof van die maatskappy aangestel word. Inteendeel. Ek wil voorstel dat ons Zweli as hoof aanstel. En nie as gevolg van enige PC of BEE redes nie, Zweli, maar bloot as gevolg van die feit dat jy onder jou pa en oom Jan as ware in hierdie fabriek groot geword het. En sê dat jy jou graad verdien het vir hierdie maatskappy werk. Jy's jonk, wel, relatief gesproke teenoor 'n ou ballie soos ek, maar het genoeg om respek af te dwing by banke en besigheidskollegas. Jou jeug, relatief gesproke, gee jou 'n competitive edge, soos wat hulle dit in die besigheidsliteratuur stel. En soos jou sukses van die nuwe social networking bemarkingsveld wat jy saam met Elna ontwikkel het bewys het. Ja, ek dink jy's oud genoeg en slim genoeg om jou man in 'n raadsaal te kan staan. Wel, dis nie my besluit om te maak nie. Persoonlik dink ek, en ek is seker jy sal met my saamstem, Boetjan. Dis 'n uitstekende voorstel. Aanvaar jy die nominasie? Is almal saamstem? Ek dink ons stem saam. Ja, dan is dit. En nou moet jy my verskoon, die fabriek roep. Adrian. Did I just miss something? En toe? So soetkoek opgevreet. Sien jy nou? Nou gaan hulle mekaar begin dophou en nie meer vir jou nie. Wel gedaan, my liewe man, ek is baie trots op jou. Sê vir my dankie as ek vanaand by die huis kom. O, ek sal. Moenie te lank wees nie. Dink voor jy doen, David. Ja, Grootbek, moenie vergeet wie dit vir jou geleer het nie. Wat sê ek? Hey, of jy vat nou die duimding of ek eet homself. Papa. Grootbek, jy weet ek hou van hoender, né? Op my plaas, hierdie heispoging voel nie soos ander heists nie. Besef jy dit nou eers? Hey, nie jy my cheekie raak nie. Daai voel gee my reeds genoeg. Moenie die baas se memo vergeet nie, geen gevloek in die kantore nie. Ja, en daarmee het hy die kans dat sake in hierdie kantoor opgelos word om die helfte verminder. Ek praat nie oor die R4 doppies by die crime scene nie, dis obvious. Swart gang kon R4's in plaas van AK's gebruik het. Onwaarskynlik. Ja, maar moontlik. Ek praat van hulle modus operandi. Dit voel nie soos die normale ding nie.
In watter opsig? Ek weet nie, maar iets voel anders. Die manier wat die aanval gedoen is, dit laat my dink aan die aanvalle wat ons in die 80s op die grens gedoen het. Wat laat jy so dink? Maar soos 'n hinderlaag. Meeste heists is 'n hinderlaag. Ja, maar hierdie een was anders. Daar was 'n duidelike doodsakker en dit voel niet iets wat ek nog nie gesien het nie. Grootbek, Hey, ek maak nou daai vuur. skaam jou. En nou is ma so regop sit. Ek dink Ek het gedink ma sê dit wou terug hê. Dit was in Jan se hand toe hy oorlede is. maar hoe ek tog hy was in 'n koma. Ma het gesê ek moet dit vir hom gee en toe het ek dit in sy hand gesit. En met die verpleegster gereël dat dit daar bly. En hulle was eerbaar genoeg om te sorg dat niemand dit steel nie. Hulle het dit vir Elna gegee toe sy die kamer gaan opruim het. Is jou net. Daar is nog eerlike swartes in hierdie wêreld. Die meeste van hulle is eerlik, maar ons hoor net nie van hulle nie want hulle kom nie in die koerant of op die nuus nie. Nes meeste eerlike wites. Ek wil nie na die begrafenis toe gaan nie. Ek dink nie ek sal dit oorleef nie. Ek ook nie. So. Is dit net ek en jy? Ja, maar Ek is nie so moeilik as wat jy dink nie. Nee, maar is baie moeiliker is dit. Dankie. Ek beskou dit as 'n kompliment. So bedoel. Maar hy het besluit van sake die man gebaar wat ek vir meer as 40 jaar lief gehad het. En sy lief het tot die dag wat ek doodgaan. En hy was nie 'n maklike man. Hy was 'n goeie seun. En 'n goeie man. Ai, die lewe tog. Die lewe tog. Wat ek wil weet is, sal dit maar seer maak as ek dit doen. Daar's ietsie wat ek wil hê jy moet baie mooi verstaan. Al spyt dit my dat ek toegelaat het dat my man sy invloed as dominee misbruik het om jou te kry. Is ek nie spyt dat ek jou gekry het nie. So as jy jou biologiese ma en pa wil gaan soek. Nee. Dit sal my nie seer maak nie. Inteendeel. Ek sê jy moet graag help om dit te doen. Onthou maar toe ek verlede jaar op 'n kerktoer na Eisleben in Duitsland na Luther se geboortedorp gegaan het. Was dit nie Calvin nie? Ja, hom ook, maar hy was in Frankryk. Luther was Duits. Oei, ja. Toe moes ek daardie versekeringsvorms invul. Het enige van jou ouers al die volgende siektes gehad, hartaanval, suikersiekte, kanker en nog baie ander siektes. Toe sê ek nee vir al die siektes, maar nou weet ek nie. Het voel asof my hele verlede lewe is wat iemand anders gelewe het. Ek weet presies wat jy bedoel. Ek wil my biologiese pa vind. Maar al maniere hoe ek hom kan vind is deur haar. Begin by die departement van welsyn. Hulle sal al haar detail hê en joune. Selfs nou nog? My kind. Die land het ook verander. Maar daar's een ding wat niemand kan verander nie. En dis wie jy is en waar jy vandaan kom.
Dis asof daar 'n kosmiese samenswering is. My pa se dood is nie deel van 'n kosmiese samenswering nie. Maar aangesien jy dit nou so stel, miskien probeer die kosmos vir jou iets vertel. Jy weet net so goed soos ek dat daar 'n baie beter toekoms vir Neil in Kanada is as hier. Hy kan my haat soveel as wat hy wil, dit pla my min. Daai seun, of jy nou daarvan hou of nie, is 'n Suid-Afrikaner in murg en been. Hy wil nie in Kanada woon nie. Ek het my gat afgewerk om hom na 'n land toe te neem waar hy as wit man 'n toekoms kan hê, waar hy keuses sal hê om 'n lewe te leef soos hy wil. As daar nie vir hom 'n toekoms in hierdie land was, en dan was daar lankal nie meer 'n enkele wit mens hieroor nie. En ja, daar is probleme hier, maar wys my 'n land in die wêreld waar daar nie probleme is nie. Gaaf. Sê nou maar, ek laat hom toe om hier te bly. En dan, na 'n paar jaar, kom hy na my en sê vir my, "Pa was reg. Daar is nie 'n lewe vir my in Suid-Afrika nie, ek's jammer, pa." Wat sal ek dan voel, hè? Jippie, ek was reg gewees. Beklei jy vir sy lewe of projekteer jy jou eie vrees? Weet jy, dit help nie jy werk jou Ali af om vir hom keuses te gee op voorwaarde dat hy die keuses maak wat jou pas nie. Dis mos nie jou keuse nie. Magtig, Elna. Hy is 18. Wat weet hy? Nie veel nie. Maar soos ek ouer word, besef ek dit. Niemand van ons veel weet nie. Na die begrafnis kom hy terug saam met my. Klaar. Hoe het hulle geweet? Ek vra julle, hoe het hulle geweet? Miskien was dit 'n toeval. Moenie met my kom 'n toeval nie. Ek het self daai transit-trok se bewegings uitgecheck. En die een keer uit al daai kere het 'n ander trok per toeval by hulle aangesluit nie, man. Ek sê ons is verraai. Wat is die kans dat die Transito ouens skielik uit die bloute uit backup stuur na daai spesifieke punt toe? Net die mense in hierdie kamer het geweet van 'n operation, man. Dan sit iemand in hierdie kamer wat hulle getip of het. Ek is nie die een wat dit wil sê nie. Maar die enigste ding in hierdie kamer wat verander het in die afgelope tyd. Albert, dit was nie ek sweer. Bring hom. Bring hom! Wag julle. Kom jy uit die pad uit? My mannetjie. Het jy iets om ons te vertel? Albert, dit was nie ek sweer. Ek is dan nie een wat gewond is. Goeie cover. Ek vra jou weer. Het jy iets om my te vertel? Albert, ek sweer. Dit was nie ek nie. Bloed in. Bloed uit. Soek 'n volunteer. Dit sal my plesier wees. Is jy bereid om te doen wat gedoen moet word? Hulle wat jy wil hoor nie, moet voel. As jy wil bid, as dit nou die tyd. Dit was nie ek nie. Vir hoeveel stukke silwer het jy ons siele verkoop? En as julle dink, ek is hier om boertjie te speel, dan moet julle julle lidmaatskap aan die Wit Brigade heroorweeg. Want ek gaan my volk en my land van swart slawerny bevry. So of julle stap die pad met opregte harte saam met my. Of julle waai. Raak ons slaaf van hierdie Judas.
Die een met die geel hout en marmer. Ja, ek sal vir die volle name e-pos. OK. Binne. My magtig, Rudy. Kom binne. Wag sê Boetjan. Dag sê. Waaraan het ek hierdie onverwagse kuier te danke? Is dit besigheid? Ek wil jou graag iets vra. Ja? Toe jy op die grens was, het jy ooit was jy ooit betrokke by dade waaroor jy vandag spyt sou gewees het? Nee, ek is jammer. Ek verstaan nie. Jammer, ek stel dit nie duidelik nie. Toe jy op die grens was, het jy dinge gedoen wat teen die Geneefse konvensie sou wees, byvoorbeeld? Wel. Een keer het ons 'n hinderlaag opgestel. En toe stap daar 'n ou wambo deur die doodsakker. Ons het hom nie geskiet nie. Maar my bevelvoerder wou my toelaat om verder te stap nie, in geval hy ons posisie sou weggee. Toe gee my bevelvoerder my opdrag om hom teen 'n boom vas te bind. Teen 'n boom het hy die hele nag deurgesit. Ons het hom die volgende oggend losgemaak. Toe is hy toe nooit daardeur gestap nie. En toe ons hom losmaak, het dit verskriklik gestink, want die nag het hy in sy broek jy weet. Dit was vir my te erg toe. Trek ek my onderbroek uit en gee dit vir hom. Ek weet nie wat die Geneefse konvensie daaroor te sê gehad het nie. Maar nou ja. Ag, bring net vir my 2 koffies asseblief, Marlies. Dankie. Het jy ooit 'n kruisgevangene gemartel? Nee, hoekom vra jy? Sou jy dit gedoen het as jy die bevel gekry het om dit te doen? Jy behoort te weet. In daai dae was die keuse gehoorsaam of verduur jare in die DB. Wat van gewetensbeswaar? Gewetensbeswaar? In oorlog is 'n gewete 'n duur ding. Een dag voor oorlog verklaar word is moord en doodslag 'n strafbare oortreding en een dag na oorlog verklaar word is moord en doodslag jou plig vir volk en vaderland. Ek is jammer Rudy, maar ek verstaan regtig nie mooi hoekom jy vra nie. Ek het maar net so 'n bietjie gedink oor. Jy spooke. Was jy ooit op 'n Congo? Ja, so. Toen nou 30 klik suid van die grens. Ek het 'n soldaat daar beveel om 'n kruisgevangene te martel. In die naam van God. Naam van God. Ek is jammer, maar daarmee kan ek jou nie help nie. Miskien moet jy met God praat. Ek het probeer, maar ek sukkel om hom te hoor. Jy moes hulle gesigte gesien het. Ek kan nie dink. Hulle het gedink jy gaan fight vir daai pos en toe is daar nie 'n fight nie. Ek zweer, dit het gelyk asof hulle altyd te gelyk dieselfde spook gesien het. Sien jy nou? Jy het gedink jou broer was 'n formidabele entrepreneur. Maar my pa was self 'n man wat jy moes onderskat nie en hy het my geleer. Bly altyd die son uit waar jou vyande jou nie kan sien nie en dan slaan jy toe. As jy nie my vrou was nie, sou ek nou bang gewees het vir jou. Hulle moenie met hierdie wyfie se man lol nie. Sy sal dit hand en tand beveg.
Maar Elizabeth, as ek reg onthou, kom jy net uit jou kamer uit vir kos in die badkamer. dis waaroor ek wil praat, pa. Maar ek sal ook fyn. Maar hoekom moet ek die hele dag in my kamer bly? Uit die hele huis kan ons my dronk wees. Ek's moeg vir my kamer. Miskien kan sy vanaand 'n bietjie televisie kyk. Moet jy nie ook nou retireer nie. Kamer toe, nou. Dis onregverdig. Floyd was nooit so erg gehok nie. Floyd het pak slaag gekry en jy meisiekind kan bly wees jy's nie 'n seun nie. So gepraat, waar is Floyd? In sy kamer. Wel sê vir hom voordat hy vanaand uitgaan, soek ek hy grasperk gesny, tuislang opgerol in die garage. Dan gaan jy. En as ek nog 'n slaaf ook. Vir julle informasie, ek is nie meer 'n kind nie. Woef, daai kind. Nee. Eerstens, sy's nie 'n kind nie. En tweedens, Moenie eens daar gaan nie. Sy aard nie na haar pa nie, sy aard na haar ma. is dit dat sy so oulik en intelligent is. Kan nie wen nie. Vir volk en vaderland, papa. Vir volk en vaderland. Floyd, pa sê... En nou? Nou, niks klop voordat jy in my kamer Hoekom instap. het jy... Wat's dit? Dis niks. Weet pa en ma. Nee, en hulle hoef ook nie. Ma! Ek sweer, as jy aanhou met jou... Wat gaan nie aan? Niks nie, ma. Elizabeth gooi net alweer 'n tantrum. Hy het 'n wond, ma. 'n Groot wond. Waarvan praat ons nou? Ek sê mos, sy's hysteries. Ons sy, ma. Ons sy. Waarvan praat sy? Floyd, vat weg haar hemp. Floyd, ek praat nie 2 keer nie, vat weg haar hemp. My genade. Floyd, wat het gebeur? Dis niks nie, pa. Dit lyk nie vir my na niks nie. Ek's geskiet, okay? Geskiet! Hulle het my probeer hijack, maar ek's okay, maar... Hospitaal toe met jou. Nou. Ek's fine, ma. Ek's fine. Ek was by casualty gewees, ek's okay. Floyd, wat het hulle daar gebeur? Ek het in my kar by verkeerslig gestaan en toe probeer 2 ouens my hijack. Toe beklei ek terug. En toe skiet die een ou skoot af en toe kom die security guards aangehardloop en toe hardloop die hijackers weg en toe kom 'n ander ou en hy vat my casualty toe en nou is ek fine. Adrian, as die regering nie iets aan die geweld in hierdie land doen nie, gaan daar binnekort nie een beskaafde mens hier oorwees nie. Okay. Bly net kalm, daar word elke dag in hierdie land iemand gehijack. Hy's nie dood nie en hy sê alles is okay. O, dan moet ek dankbaar wees hy's nie dood nie. Sou jy dit vir my sê as iemand hier ingebreek het en my verkrag het? Wees dankbaar, ten minste as jy nie dood nie. Floyd, hoekom het jy ons nie dadelik laat weet nie? Ek wou nie vir ma ontstel nie, maar nou ja, te dank aan jou is sy. Floyd, as so iets gebeur wil ek weet. Ek wil onmiddellik weet, hoor jy vir my? Ja, pa. Het jy dit by die polisie gerapporteer? Wat sal dit help, pa? Nou, kry jou gat in die badkamer dat jy maar na daai ding kan kyk sodat ons kan weet alles is okay. En jy meisie na jou kamer toe. Pa het gesê ek moet vir Floyd sê om die gras te sny. Dis alrede hoekom ek hier ingekom het. Jy het ook 'n antwoord vir alles. Nou toe, jy wil ons nie die hele tyd in jou kamer sit nie. Die grassnyer staan in die garage. Ek soek uit gras kort en netjies gesny voor son onder. Jy's mos nie meer 'n kind nie, dan gaan jy. Die enigste adres wat ons hier op leer het, is die adres waar sy gewoon het toe jy gebore is. En dit was in Windhoek. Ek weet. O. Ek gaan laat my sekretaresse 'n kopie maak van al hierdie dokumente en dan wens ek jou alle sterkte toe. Dankie. Een ding. Ek het ervaring in al hierdie tipe situasies. Baie aangenome kinders neig om hulle biologiese ouers te romantiseer. Veral in die sin dat hulle wil glo dat hulle biologiese ouers die besluit om hulle weg te gee al die jare berou het. En as die teleurstelling dan Skoon my mevrou. Ek verstaan wat jy sê. Maar in my geval is dit juist die punt dat sy my nie wou weggee nie. Ek weet sy wil nie. Maar dit is my plig om jou te waarsku. Dankie. Jou inset word hoog op prys gestel. Nou goed. Ek is nou hier. Wel, een ding is verseker.
Jy weet, sy's hier in die stad en nie meer in Windhoek nie. Ja, maar dis is om 'n naald in 'n wemmie te soek. Begin dan in Windhoek. As hierdie man, Swanepoel, met wie sy getroud was, 'n boer was, dan is die kans baie goed dat hy nog steeds 'n boer is. Boere op mos nie rond nie. Hulle bly vir geslagte op dieselfde plaas. En hoeveel boere met die van Swanepoel kan daar naby Windhoek wees? Okay, cool. Môre koop ek vir my vliegtuigkaartjie. My broer, ek sal jou op 'n Get with the Program kursus moet sit. As jy minder met jou neus in jou teologie en filosofie boeke gesit het, sou jy weet dat jy enige Swanepoel wat in Windhoek bly, sy telefoonnommer op die internet kan kry. Ja? Is mens regtig broer en suster as mens nie dieselfde ouers se bloed deel nie? As dit my nie aangeneem het kon ek en jy mekaar dalk iewes op 'n straathoek raak geloop het en verlief geraak het. Ek sou nooit op jou verlief geraak nie. En hoekom? Want ek wil nie 'n dominee vir 'n man hê nie. Jy moet jouself 24/7 gedra. Om 'n dominee se dogter te wees is al klaar heavy genoeg. Vra my, ek weet. Wat sou jy sê as ek vir jou sê dat ek het oorweeg om nie meer 'n dominee te word nie? Dit sal ma en pa se harte breek. En is jou ma en pa en die mense wat my groot gemaak het. Te glo hulle my. Ek mag goed, sir. Die krag van die Wit Brigade is juis dat niemand van ons weet nie. As jou ma en pa uitvind. Hulle sal nie. Jy het gesien wat met Buffel gebeur het. Hey, as ons cover geblaas word, gaan dit nie deur my wees nie. En nou? Sy so stil is. Ek dink Waar? om geld te kry. Dis maklik. Kry net vir jou swart vel. Nie vir my nie. Vir die Wit Brigade. Ons sal 'n nuwe roofmoed beplan. Ja. As jy vir my vra, is hy te gevaarlik. Daar was al so baie van die goed gewees dat die security ouens en polisie heavy undercover operasies aan die gang het. Dis die enigste manier om groot geld vinnig in die hande te kry. Daar is 'n ander manier. Wat? Jy het dit nou net self gesê. As ons geld wil hê, dan moet ons 'n swart vel kry. En deesdae is hulle mos nie net swart velle nie, hulle swart diamante. Hoe laat sit nou? 12. Yes, waar is julle nou? Cool. Ek sien jou nou. Kom. Waarheen? Ploegskaar. Ek wil met Albert praat en nie oor die foon nie. Kom. Right. That's it. Dis middernag verby en ek kan nie onthou wanneer laas ek overtime gekry het en newe my 'n ordentlike salarisie. Dis 'n wit bende. Hulle het handskoene gedra. Balaklawes aangehad, niemand het 'n wit vel gesien nie. Ek sê jou nou is 'n wit bende. Ek sê jou man se salaris weet dat hulle boertjies was. 'n Maand se salaris. Great. Dan kan ek vir my 'n ekstra pakkie snapchips kry. En verstaan speler David, ek is jou senior, ek verdien meer as jy. Jy sou vir jou bureau kan kry. Nou is ek opgewonde. Ek sien jou môre. Dankie, bye. Sê my Grootbek, waarvoor dink jy sal 'n paar boertjies soveel geld nodig hê?
voor jy doen, Tabet? Ek is besig om te dink. Wat sê ek? Hey, hoender en piri-piri sous, ek beloof jou. Hoe pol jouself? Ek lees nou die dag in die koerant. Een van 'n swart mynbaas het onlangs 'n swart-wit pensbil vir R4.5 miljoen op 'n veiling gekoop. 'n Enkele bok. Jou punt is, hulle is mos die nuwe rykes van die land. Al die res van die swartes leef in armoede en 'n paar van hulle sit met al die geld. So wat stel jy voor? Ons klop aan die deur en sê, "Hey, jy's 'n biljoenêr, ons soek net 'n paar miljoen." Nee, maar as een van hulle bereid is om R4.5 miljoen vir 'n bok te betaal, dink wat hy bereid sal wees om vir sy kind te betaal. Sien jy dat presies wat ek sê. Operasie Swart Diamant. Swart Diamant. Ek wil hê jy moet verstaan dat ek destyds nie geweet het wat ek doen nie. Inteendeel, dat ek daarvan oortuig was dat ek die regte ding doen. Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, zoiets. Ek wil hê jy moet weet dat ek my bes doen om vrede te maak daarmee. Ek weet. En ek is jammer. Het my baie seer gemaak dat jy vir Gerard die waarheid van sy verlede vertel het sonder om my te raadpleeg. Ek weet. Ek is jammer. Dink jy daar's nog hoop vir ons? Solank daar hulp van bo is, sal daar altyd hoop wees. Hoe seker is jy dat daai hulp werklik bestaan? Oor God en sy genade is ek doodseker. Twyfel jy? Nee. Ek vra. Ek is doodseker. Anders het ek my lewe op 'n ligkasteel gebou. Genoeg gepraat. Ek het jou lief. Ek het jou nodig. So jy's doodseker. Omdat die alternatief 'n lewe in 'n ligkasteel onaanvaarbaar is. Ek is doodseker omdat ek doodseker is. Hoe gaan jy die kerk reinig? Kerk reinig. Van daai oor. Van al daardie ore. Ek het vandag met Maria gepraat en sy het my herinner dat 'n huwelik op vergifnis staan. Maar ek kan nie die woorde uit my kop uitkry nie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Met
jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die seuns in daai oorlog het in die naam van volk en kerk geveg. Hulle was julle disippels. Kan jy die ore terugsit? Wat jou disippels in daai verwronge tuin van Getsemane in die naam van ons Here Jesus Christus afgesny het. Hoe gaan jy daai ore terugsit, Rudy? Gaan jy veragtig? Die kruis van daai hele oorlog op my skouers lê. Nee, want ek dink daar's baie ander wat saam met jou moet dra, maar jy is die een wat ek ken, met wie ek getrou het, met wie ek een kind gebaar het en 'n ander aangeneem het. En as ek nou jou kyk, dan weet ek nie meer wie jy is nie. Ek is Rudy Naudé. Die man van wie jy ja gesê het toe hy jou op sy knieë gevra het om met hom te trou. Ek het nie geweet met wie ek trou nie. Here, help my. Here, help my. Gaan in die spaarkamer slaap. Maar vergeet nie, môre begrawe jy my broer. My ouma het op 'n plaas in die Vrystaat groot geword. Sy het my vertel van haar ma en tannies wat gedurende die Boereoorlog in die konsentrasiekampe was. Hoeveel vrouens en kinders in daardie kampe van siektes en honger gesterf het. Hulle sê dat as daardie vrouens en kinders nie in daardie kampe gesterf het nie, die Afrikaners vandag een van die grootste bevolkingsgroepe in die land sou gewees het. Sy het my ook vertel hoe ons mense na die oorlog op die myne moes werk. En hoeveel meer van ons daar ook gesterf het. So ek reken die lot van die Afrikaner is nog altyd om vir sy bestaansreg te veg. En so gepraat van die Afrikaner. 'n Paar weke gelede vul ek 'n vorm by die varsity in Engels. Net vra daar race, black, white, Indian, Asian en ek weet nie wat nog nie. En ek skryf toe Afrikaner. Toe sê die mannetjie wat vir my die vorm gegee het, hy was self 'n Afrikaner. Jammer meneer, maar in die nuwe Suid-Afrika is nie polities korrek om jouself 'n Afrikaner te noem nie. Sê liewer wit Afrikaans sprekende. Toe sê ek vir hom, hoor hier, maatjie, ek is nie 'n wit Afrikaans sprekende nie. Ek is 'n Afrikaner. My volk het met bloed en baie oorloë geveg vir ons voortbestaan. As die Zulus hulle self Zulus kan noem, en die Xhosas hulle self Xhosas kan noem, kan ek myself noem wat ek is. 'n Afrikaner. Hulle kan maar kom. Ek het vir julle net een woord.